Die wat die uitnodiging gesien het van vanmôre se boodskap, wil ek net 'n paar gedagtes rondom die klippe deel wat op die uitnodiging is, wat hierdie klippe getuig. Dit getuig van hitte, dit getuig ook van 'n droogte, maar dit getuig ook van jare se geskiedenis en dit getuig ook van vloede. So getuig klippe van baie dinge. En vandag lees ons van so 'n ervaring. En dan wil ek elkeen nooi om die woord van die Here oop te maak by Josua 24. Josua 24. En dan lees ons saam vanaf vers 13. Josua 24 vers 13. Ek hou vir julle voor uit die woord van die Here. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amorite, die inwoners van die land, voor ons uit verdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julleself, dat julle vir julleself die Here gekies het om hom te dien, en hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here, onse God dien, en na sy stem luister. En op die dag het Josua met die volke verbond gesluit, en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. En Josua het hierdie woorde in die wetboek van God geskrywe, en 'n groot klip geneem en die daar opgerig onder die eikeboom wat by die heilige plek van die Here is. Toe sê Josua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees, sodat julle God nie verloon nie. Ons lees so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons doen 'n gebed saam en ek nooi die mans wat kan staan om saam met te staan vir die gebed.
Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Here, dankie dat ons weet ons dien 'n ware lewende God. Here, waar ons kan heen gaan met vrymoedigheid om voor die troon van genade te gaan, buig in aanbidding, Heer. Here, dankie vir die voorreg, Heer, dat ons voorsang kan doen. Here, om eer aan U te bring deur ons sang. Here, ek wil ook bid vir die VBS wat die vakansie gaan wees. Here, ek vra dat U asseblief met die organiseerders sal wees wat dit reël en met elke groep leier wat die kinders gaan moet lei, Heer. Here, om solank in hulle harte te begin werk, om 'n liefde vir kinders te ontwikkel. Here, soos ons weet, is die kinders ons toekoms van ons volk en ook so die toekoms van ons kerk, as hulle in die weë van God groot gemaak word. Here, maar ek vra ook, begin die kinders harte voor te berei wat by VBS gaan wees. Here, dat hulle nie sal eerder op vakansie wil gaan as wat hulle op 'n vakansie Bybelskool wil wees nie. Here, maar U weet van elke kinderhartjie wat op die Bybelskool gaan wees. Here, en ek vra dat U asseblief in hulle harte sal werk. Here, om hulle harte nou al te begin voorberei vir die woord wat uitgaan na hulle toe. Here, ek vra ook, wees met die kerk en die kerkraad, met die lidmate en ook met die hele gemeente, dat ons weer 'n biddende gemeente sal word. Here, wat U aanroep as daar nood is. Here, en gee ook die kerkraad die wysheid met elke vergadering, met elke besluit oor die finansies, Here, dat hulle nooit 'n besluit sal doen of sal maak wat buite die wil van U is nie. Here, ek vra ook, wees met die verjaarsdae, dankie dat U vir hulle nog 'n jaar gespaar het. Here, en ek vra dat U hulle asseblief ryklik sal gebruik vir U koninkrykswerk. Elkeen van hulle, Heer. Here, elkeen van ons het 'n doel op aarde. Here, en ek vra dat elkeen van hulle ook daai doel sal ontdek. Here, dan wil ek net vir die siekes ook bid. Here, U weet van die name op die gebedslys. U ken elkeen se persoonlike lewe. U ken al by die naam. Here, maar ek vra dat U met U genesingshand hulle sal aanraak en hulle genees. Here, dat hulle geloof sal hê en ook die geloof behou dat U hulle sal genees. Here, dan wil ek ook net vir jong mense bid. Here, die hoërskoolkinders, die jong volwassenes, die wat nou net in die laerskool ingekom het, die laerskoolkinders. Here, laat hulle nie deur groepsdruk sal val nie, Heer. Here, maar laat daai bande van groepsdruk sal gebreek word deur U liefde, Heer. Here, laat hulle U sal ontdek, Heer, dat hulle hulle harte vir U sal gee, dat hulle tot bekering sal kom, dat hulle U kan dien. Here, want as ons so ry op die straat, Heer, en ons sien al hierdie plekke wat net opkom, Heer, wat net goddelose plekke is, bandeloos. Here, vra ek, Heer, dat U ook daai deure sal sluit. Here, U weet hoeveel studente, hoeveel jong mense se lewens word vernietig deur daai plekke. Here, maar ons weet dat U die krag het om daai plekke te sluit. En as U ook 'n deur sluit, dan sal geen mense krag, geen mense finansies ooit weer 'n plek kan oopmaak nie. Here, ons bid hierdie dinge in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Ek wil julle aandag vestig op ons teks van oordenking, Joshua 24 vers 27. Toe sê Joshua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor, wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees, sodat julle heel God nie verloon nie.
Die volk Israel het beloftes gemaak. Hulle het die belofte gemaak dat hulle huis die Here sal dien. Hulle het die belofte gemaak dat hulle die Here nie sal verlaat nie en dat hulle nie afgode sal dien nie. Hulle het hierdie beloftes gemaak, maar tog het hulle dit nie gehou nie. Soos ons ook verder lees in die Ou Testament, sien ons dat die volk weer agter vreemde gode aangeloop het. En dat hulle die Here nie gedien het nie. En dat hulle nie na God se stem geluister het nie. Maar die klip sal getuig teen hulle oor al die dinge wat hulle gespreek het en teen al die beloftes wat hulle aan die Here gemaak het. Nou toe ek 'n paar jaar terug in Frankryk was vir werk, in 'n klein dorpie met die naam van Vidabon wat weggesteek is in die suide van die land, was daar ou mirasies wat nie baie inligting gehad het nie. Die inwoners van die land het nie veel van die geboue af geweet nie, behalwe dat die brug wat daar naby gebou is deur die Amerikaners opgerig is. Maar verdere inligting is ook nie op die internet gevind nie. Maar ek weet ook nie asof dit net ek is wat nie so mooi Frans kon verstaan of wat nie, maar ja, in Engels was daar nie enige inligting nie. En dan het ek daar gaan gereeld rondstap in my aftye en dan het ek gewonder, wat is die stories wat hierdie ou mirasies, hierdie ou geboue kan vertel. En so het ek en die een seun wat saam met my was, het hierdie plek probeer ontleed, al die geboue, en probeer in ons gedagtes kry, maar wat kon dit wees? En dan wonder ek tot vandag toe, wat is die getuienisse van hierdie klippe? Wat is die beloftes wat gemaak is op hierdie plek tussen mense? En wat is die beloftes wat gemaak is deur mense aan God? Maar dan weet ek ook dat op die oordeelsdag glo ek dat daar ook klippe opgeroep sal word as 'n getuienis van hierdie plek. En nou op die uitreik waar ons studente die voorreg gehad het om na Betjan 1 te kon gaan, het ek dieselfde belewenis gehad. Het ek gewonder, wat sal die getuienisse kan wees wat hierdie ou kerkgebou kan bring? Soos ons weet, meeste van ons weet, was Betjan 1 'n genesingsentrum en mense het daar tot bekering gekom. En mense het daar gekom vir genesing. En dan wonder ek, wat sal die getuienisse kan wees van beloftes wat mense hier aan God gemaak het. Beloftes wat mense aan mekaar gemaak het, maar dan ook die hartseer van alles, beloftes wat mense aan God gemaak het en dit nie nagekom het nie. Of selfs die evangelie wat hier uitgegaan het, wat mense hulle harte verhard het teen die stem van God en nie geluister het na dit nie. En so sal ons huise ook eendag kan getuig teen ons in die dag van die oordeel. Dit sal teen ons beloftes getuig wat ons aan die Here gemaak het in ons huise en nie nagekom het nie. Dit sal ook getuig van sondes wat die mens toegelaat het en nie daarmee gebreek het nie. In Habakuk 2 vers 11 staan daar, want die steen uit die muur roep en die balk uit die timerasie gee hom antwoord. Daarom is dit belangrik dat ons die Here sal dien en ons belofte sal nakom, want die Here kan die stene in ons huis, die balke in ons huis tot lewe roep, tot getuienisse teen ons. So wat sal die getuienis wees wat elkeen van ons vandag in die wêreld uitstuur en in jou lewe? Wat sal die getuienis wees van jou huis oor jou en jou gesin se lewe?
Dit bring ons by die eerste gedagte. Daar is 'n getuie dat ons die Here nooit sal verlaat nie. Josua 24 vers 16, toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Josua het vir die volk gesê dat hulle moet kies of hulle die Here wil dien of wil hulle die afgode van hulle vaders dien. Of wil hulle die afgode van die Amorite dien in die land waarin hulle woon. Toe antwoord hulle deur om vir hom te sê dat hulle God nie sal verlaat nie. Want dit is hy wat hulle uit die hande van die Egiptenaars gered het en dat God groot tekens voor hulle oë gedoen het. En dan eindig hulle met die stelling met die woorde, in vers 18 van die geleesde gedeelte, ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. So die volk het geweet dat hulle die enigste ware God dien, en daarom antwoord hulle vir Josua met die woorde, nadat Josua vir hulle dit gesê het, dat hulle moet kies wie hulle wil dien. Maar sy huis, Josua se huis, sal die Here dien. Ons leef vandag in 'n wêreld waar soveel mense beloftes maak aan die Here. Hulle weet dat hulle die enigste ware God dien. Hulle weet dat hulle God dien. Hulle weet God is die enigste ware God. En hulle maak die beloftes dat hulle God nooit sal verlaat nie. Ons sien dit wanneer ouers kinders doop en wanneer seuns en dogters belydenis van geloof aflê voor die kansel. Nie lank nadat hulle dit gedoen het nie, dan is hulle weer terug in die wêreld. Dan het hulle vergeet van die kerk en ook van God. En ouers maak ook 'n belofte by die doop dat hulle kinders in die weë van die Here gaan grootmaak. Maar dan maak hulle nooit hulle kinders in die weë van die Here groot nie. Daarom ons wat vanmôre hier sit, moet seker maak dat ons die Here nie sal verlaat in die beloftes wat ons aan hom gemaak het nie. As ons kinders doop, moet ons by die belofte bly wat ons voor die Here gemaak het. Want daar gaan 'n getuie opgeroep word in die dag wat ons voor die troon van God staan. Ons moet die getuienis lewe dat ons die Here sal dien in ons huise. Nie net in die buite ons huise nie, maar ook in die huise waar ons as gesin saam bly, sodat die liefde wat in ons is kan uitleef en dit uitvloei na buite. Die liefde van Jesus Christus wat in ons is, moet uitbrei na die wêreld. Dit moet die wêreld bereik en dat mense dit sal sien. Die mense wat in die wêreld leef, ken nie die liefde van Jesus nie. En dan ook die wat die liefde van Jesus verlaat het. Mense wat hulle getuienis, hulle beloftes nie nagekom het nie, soos wat die volk gesê het, dat dit ver van hulle af is om die Here te verlaat, so moet dit ook ver van ons af wees om die Here te verlaat. Ons moet hom nie verlaat nie. Ons moet dit nakom en nie agter ander dinge, ander aardse dinge aanbeweeg en goed wat skeiding bring tussen ons en die lewende God nie. En dit bring ons by die volgende gedagte, daar is 'n getuie dat jy waarlik die afgode onder jou verwyder het. Josua 24 vers 23, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Josua waarsku die kinders van Israel dat hulle die afgode wat onder hulle is, moet verwyder. Want as hulle God verlaat
en weer agter vreemde gode aangaan, sal die Here se toorn weer oor hulle kom. Al het God guns aan hulle bewys, sal hulle weer gestraf word. Want hy is 'n jaloerse God, en solank soos wat daar afgode onder hulle is, kan hulle nie die Here dien nie. Die volk het self gekies om die Here te dien, en daarom moet hulle hul hart neig na die God van Israel en hom alleen dien. Hulle kan nie agter ander gode aanloop en hulle dien nie, want hulle het 'n belofte gemaak om die Here alleen te dien. Ons almal weet dat dit teen die wet van die Here is om ander gode te dien. Dit bly teen die wet en dit bly sonde. Maar in die dag waarin ons leef, is dit lankal nie meer 'n afgod uit 'n gesneede beeld uit nie, maar soveel dinge in ons dag het 'n afgod geword. Vir party mense is dit die tegnologie, en vir ander mense is wetenskap 'n afgod. Enigiets wat hulle meer vertrou as wat hulle God vertrou. Maar vir ons as kinders van God, wat waarlik wedergebore is, moet daar niks anders tussen ons en God wees nie. Daar moet ons alles onder ons verwyder, wat skade kan bring in ons verhouding met die Here. Ons hart moet totaal en al net op God gerig wees. Ons gedagtes moet ook net op hom gerig wees, soos Paulus sê in Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge daarbo, wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Ons fokus moet op hom gerig wees, en in plaas van aardse genot na te jaag, soos die wêreld, moet ons eerder toeneem in ons heilige wandel. Ons moet nie die aardse plesier soek en vergeet van heiligmaking nie. Want baie maak beloftes dat hulle 'n heilige lewe sal leef, maar hulle kom dit nie na nie. Die dag van die Here kom al hoe nader. Ons weet nie wanneer dit plaasvind nie. Maar ons as kinders van God kan nie die Here verlaat en dinge meer vertrou as wat ons die woord van God vertrou nie. Ons moet toeneem in 'n heilige wandel en toeneem in Gods vrug, laat dit sal sigbaar wees in ons lewe, soos ons dit vind in 2 Petrus 3 vers 11, en soos ons weet praat 2 Petrus 3 van die spot wat mense maak op die wederkoms. Maar ons as kinders van God moet toeneem in 'n heilige wandel en Gods vrug. Ons fokus moet alleen op Jesus wees en nie toelaat dat ons beloftes nie nakom wat ons voor God gemaak het nie. Ken hom in al jou weë, of dit nou in jou sosiale lewe is, of dit by die werk is, en ken hom in jou geestelike lewe. En dit bring ons by die volgende punt. Daar is 'n getuie of jy na die stem van God luister. Joshua 24 vers 24, daarop sê die volk aan Joshua, ons sal die Here onse God dien en na sy stem luister. Hier maak die volk die laaste belofte aan God, deur om vir Joshua te sê dat hulle God sal dien, maar ook na sy stem sal luister. Die volk was so gefokus op die beloofde land, dat hulle vergeet het van die God wat die land aan hulle gegee het. Hulle het vergeet om hom te dien. Hulle het vergeet om God alleen te dien. Maar hulle fokus was afgetrek van God af. Hulle het hul God heeltemal vergeet en gefokus op die verkeerde dinge. En hulle het nie meer na die stem van die Here geluister nie, maar hier het hulle 'n belofte gemaak.
dat hulle alleen God sal dien en na sy stem luister. Baie mense vandag luister nie na die stem van die Here nie. Hulle hoor sy stem wat hulle roep tot bekering, maar hulle luister nie, want hulle het nog die wêreldse lewe lief. Hulle wil dit lief hê wat die wêreld het om te bied, en daarom bly hulle eerder in die duisternis as wat hulle in die lig kom wandel, as wat hulle Jesus Christus aanneem as hulle verlosser en saligmaker. En as jy nog vandag hier sit, en jy weet dat God jou roep tot bekering, luister na sy stem, antwoord op sy stem en kom na hom toe, sodat hy jou van die wêreldse duisternis kan verlos. Johannes 8 vers 12. Moet nie jou hart verhard teen die stem van God nie. 'n Mens weet nooit wanneer die dood intree en daar geen meer kans is vir jou om jou saak met God reg te maak nie. Daarom sê die woord van die Here in Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Kom nou. Maar ons as kinders van die Here moet ook na die stem van die Here luister. Dit is deur die stem van die Heilige Gees wat God ons lei en ons beskerm. Hebreërs 3 vers 7 tot 8. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Soos wat die volk van God net na die stem van God moes luister en nie hulle harte verhard het nie. So moet ons ingestel wees om na die stem van God te luister, sodat hy ons kan lei daar waar Jesus ons wil gebruik. En daarom is dit ook belangrik vir die kind van God om die woord van God te bestudeer en tyd daarin te spandeer. Want dit is deur die woord van God waardeur hy met ons praat. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Jy kan nie verwag dat die stem van God na jou moet kom as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. Daarom is 'n kind van God se binnekamer verhouding so uiters van belang vir jou geestelike lewe. Ons moet sy woord in ons harte bære en dit deel maak van ons wandel. En daagliks stil word by die voete van Jesus, sodat hy met ons kan spreek. Want as jy nie stil word by die voete van Jesus nie, hoe kan jy na sy stem luister? Ek sluit af. Ons het gesien dat ons die Here nie moet verlaat nie. Dit is dat ons in sy weë moet wandel, want ons is sy kinders en hy het ons losgekoop vir hom alleen. Ons het vanmôre ook gesien dat daar 'n getuie sal wees, 'n getuie dat ons die Here alleen sal dien en ons fokus op hom alleen sal hou. Ons het ook gesien dat ons na die stem van God moet luister en dat ons op sy stem moet reageer. En so is dit as die Here jou roep tot voltydse diens, moet jy ook gehoorsaam wees aan die stem van God en ook op sy stem antwoord gee. Jy kan nie die Here dien as jy hom verlaat en jou eie wil volg nie. En jy kan nie op hom nie dien as daar afgode is wat heers in jou lewe nie. Want God is 'n heilige en hy is 'n jaloerse God. Daarom sterf hierdie dinge af
en dien die Here alleen en luister na sy stem en moet nie so gefokus wees op die dinge wat jy reeds bereik het, dat jy die groter doel van jou lewe mis nie. Die doel wat God op jou lewe het. Wil jy nie vandag, as jy weet jy het jou eerste liefde verlaat, na die Here toe kom en vra dat hy jou sal vergewe nie? En as jy weet daar is dinge wat heers in jou lewe, wat vir jou belangriker geword het as God, wil jy nie vandag daarmee breek en weet dat daar niks tussen jou en God staan nie? Ek wil die woorde vir jou vandag aanhaal van Joshua in vers 15 van die geleesde gedeelte. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Onthou, jy kan nie God en Mammon dien nie, of die een of die ander, maar jy kan nooit die wêreld dien en in die lig wil wandel nie. Daarom moet jy kies of jy jou roem hier op die verbygaande aarde soek, of soek jy dit in die hemel. En as jy weet jy het besig geraak met dinge wat jy reeds bereik het en nie meer na die stem van God luister nie, kom tot die punt en breek met die dinge. Jy het nog 'n kans om te breek met dit. Ons weet nie wanneer is die laaste tyd wat jy jou verhouding met God kan herstel nie. En daarom, as jy vandag 'n klip sien, as jy 'n klip vashou in jou hand, weet dat jy die getuienis moet lewe waarvan jy getuig. Want die klippe kan getuig teen ons in die dag van oordeel. Amen. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ek vra dat U asseblief met elkeen wie U gespreek het, Here, 'n afspraak sal hê. Here, as hulle bewus geraak het van sonde wat in hulle lewe is waarvan U hulle getuig, dat hulle daarmee sal breek. Here, dat as hulle beloftes aan U gemaak het, Here, dat hulle dit sal nakom. Here, maar ook as die stem tot iemand kom, Heer, waar U hulle roep tot bekering, om hulle siel te red, Here, vra ek dat U asseblief met hulle afspraak sal hê. Here, dat hulle nie sal verder gaan in die lewe, voordat hulle saak met U reggemaak het nie. Here, en dankie dat ons kan weet, as ons 'n klip sien, Here, dat ons daarna sal kyk, en weet dat ons 'n getuienis het om voor te lewe. En ook dat ons die beloftes moet nakom, wat ons aan U gemaak het. Ons bid dit in Jesus se groot en heilige naam. Amen.